sê, baie welkom by ons. We wil ons sien uit die boodskap van die Here verkeerd op ons verkeerd. Nogmaals, baie welkom. Op my beurt wil ek sê, Hy is aan. kan julle my hoor? Ja, eintlik. Kan jy nie? Ja, hy is nie. Wat ry jy? Stop. Hallo? Hallo? Wat sê hy? Nou het ek geleer, hallo, is het so oor? Op my beurt wil ek sê baie dankie vir die voorreg om weer hier te mag wees. Dit bly 'n unieke geleentheid. Dit is nie iets wat ek sommer as vanselfsprekend aanvaar, dat ek genooi word om 'n erediens te lei nie. Dit is 'n voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid. Mag u vanmôre anders hier uitgaan as wat u hier ingekom het, omdat die Here ons deur sy woord en gees ontmoet het. Kom ons sing Psalm 25 vers 2. Dit is die dosisberuiming wat ons vanmôre gaan sing. En dis eintlik 'n gebed waar ons vra: leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan. Kom ons maak dit die gesindheid en die gebed voor hierdie erediens begin. Bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof nou die Here hartlik saam en ons sing Psalm 33 vers 1, 3 en 7.
Dit gaan om die eer van die Here. Maar in die erediens kry ons ook geleentheid om na die wet te luister. Dan is daar 'n tweeërlei doel. Want die wet, die katekismus sê dit is ons tugmeester na Christus toe, want die wet wys vir ons sondes aan. Dit is nog maar 'n realiteit. Soos ons elkeen vanmôre daarom vir die spieël 'n draai gemaak het voordat ons kerk toe gekom het. Ons moet onsself ondersoek. En dan eerlik raak sien waar ons gesondig het. Maar anderzijds is die wet ook die wyse, dit wys vir ons hoe kan ons dankbaar lewe vir die verlossing wat ons ontvang het. Dit is toch wesenlik deel van die kerk se boodskap, ons sondes word vergewe. En nou sê die wet vir ons, as jy dankbaar is daarvoor, dit is die manier waarop jy moet lewe. So sê jy dankie. Nou, die 10 gebooie word opgedeel in 2 tafels. Die eerste 4 gebooie handel oor ons verhouding met God. Wie ons moet aanbid, hoe ons hom moet aanbid, sy naam en sy dag. As jy daardie gebooie gehoorsaam, betoon jy liefde aan God. En die ander 6 gebooie word mooi verwoord in Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou ja, dit is hier waar ons dikwels struikel en val, en dit is waarvoor die Here ons vergewe. Hy het ons lief. Ons moet hom terug lief hê. En Gesang 526 sluit baie mooi daarmee aan. Want die woorde lui, waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Here. Kom ons sing die Afrikaans en dan sing ons die Latyn ook. Dan kan ons nou vanmôre, dit is op die bord, dan kan ons sê, hierdie ander dominee het ons in tale laat sing.
en 'n opregte gelowige toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus, word in die naam van die Here vergifnis van sonde verkondig. Ons lees in Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. In Romeine 8 sluit daarby aan, vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons dien 'n wonderlike God. Kom ons bely nou ons geloof. Ons sê vir mekaar, ons sê vir die wêreld, ons sê ook vir God. Wat in ons harte leef. En daarna sing ons lied 499 vers 3. Kom ons bely die ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Ek gaan vir u voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skriflesing kom uit 'n baie bekende Psalm, Psalm 90. Ons gaan die hele Psalm lees, maar voordat ons daaruit lees, laat ons eers saam bid. Hemelse Vader, in u goedheid het u ons vanoggend weer laat wakker word en krag gegee om op te staan en gereed te maak vir hierdie erediens. En nou sit ons hier in afwagting om te hoor wat u vir ons wil sê. Help ons dan om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook daders. U ken die wêreld waarin ons woon. U ken ons vrese, bekommernis, twyfel,
soms wanhoop en hartseer. Soms beleef ons dit dat ons aan die noodlot oorgelewer word. Maar ons wil vanoggend weer kom moed skep en hoop kry vir die toekoms. Die toekoms van ons gesinne, families, ons kerk en ons land. Ons wil opnuut aan U vashou sodat U ons kan lei en waar nodig is, kan dra. As die gemeente Rietvallei kom soek ons vanoggend by U skuilings teen alles wat ons ontstel en bedreig. U is ons bewaarder wat nie sluimer of slaap nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 90, die opskrif van ewigheid tot ewigheid is U God. 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredings raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toorn beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lang mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word, en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Mag die Here sy woord aan elkeen van ons vanmôre ryklik seën.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is die belangrikste? Die reis of die bestemming? Ons is almal op pad iewers heen. Met ander woorde, ons het 'n bestemming. Maar wat is die aard van die reis daarheen? Jy kan 'n vakansie in die Kaap beplan. Maar deel van die beplanning is hoe jy daar gaan kom. Jy kan op die lang, vervelige, besige N1 ry, of jy kan vlieg, of jy kan met die agterpaaie Kaap toe ry. 'n Paar jaar gelede was daar 'n artikel in 'n buiteligtydskrif van 'n man wat net buite Johannesburg tot Tussen Kaapstad net op grondpaaie gery het. Maar as jy nou net so op die langregpad ry, dan gaan daar baie dinge by jou verby, maar as jy op hierdie agterpaaie ry, dan beleef jy meer van die natuur. Dalk 'n mooier sonsondergang. Jy hou stil by 'n padstalletjie en tussendeur geniet jy die geselskap van jou reisgenote. En dit maak van jou reis 'n onvergeetlike ervaring. Die lewe is ook 'n reis. Hierdie reis eindig by 'n bestemming. Psalm 90 bevat elemente van beide en dis wat ons vanmôre van naderby hierna kyk. Die begrensing van ons lewens word mooi verwoord in vers 10. Ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en lewe. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Dus, die lewe gaan verby, gou verby. Nou wys Moses hier in sy Psalm op die swaar kry en lewe in ons lewens. Maar hy het ook 'n hinkering na blydskap en hy vra in vers 14, skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees. Die feit dat hy daarom bid, wys dat dit 'n realistiese verwagting en 'n moontlikheid is in die lewe van 'n mens wat in 'n verhouding met God staan. Die vraag is, hoe kry ons dit reg? Hoe maak ons van die lewe 'n reis wat die moeite werd is, voordat ons ook sterf en in stof eindig, soos wat Moses in vers 3 sê, u laat die mens sterwe, u sê net, word weer stof. In hierdie gebed van Moses kry ons 'n paar padtekens, wat vir ons die weg vir ons reis aandui, om dit met positiewe inhoud te vul. Die eerste padteken kry ons in vers 12. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Wat is wysheid? Psalm 111 vers 10 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Hoe dien 'n mens die Here? Deur hom te gehoorsaam, deur sy woord te lees en toe te pas in jou lewe. Dis niks ingewikkelds nie. Moeilik ja, maar daarvoor het hy ons sy gees gestuur om ons in die waarheid te lei, in die waarheid van sy woord. Wat moet die lewe van 'n Christen kenmerk?
om dankbaar te lewe deur God en ons naaste lief te hê. Juis omdat God ons eerste lief gehad het, moet ons hom en ons naaste lief hê. So dien ons hom met blydskap, want Psalm 100 vers 2 sê juis, dien die Here met blydskap. Ons kry 'n tweede wegwyser in vers 14, waar Moses om 'n nuwe begin bid as hy vra, skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Elke oggend verdryf die dagbreek die duisternis van die son, van die vorige nag. En so verdryf God se liefde die duisternis van ons sonde. En dan word die wanhoopsmens met eens 'n blydskapmens. Wanneer ek God se liefde ervaar, kan ek my lewe lank juig en bly wees. Ons vra hiermee, begin nuut met my Here. Laat die aantal dae van my lyding soveel jare van blydskap word. Dit is die diepste begeerte van elke verloste mens. En dit kan net waar word as God met my voorbegin, as hy my nuut maak. So leef ek dan in 'n verhouding met hom, die ewige God. Dit maak die reis vir ons mooi en aangenaam. 'n derde wegwyser kry ons in die versoek in vers 17 en so eindig Moses se gebed op 'n hoogtepunt. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Op verrassende wyse kry die tydelikheid en verganklikheid van die mens met eens ewigheidsperspektief. Wanneer word die nietige mens ingesuig in die ewigheid? As God se werk vir hom duidelik word. Wanneer hy God as God erken en in afhanklikheid van hom begin leef, dan gebeur die wonderwerk. Ons kinders kom onder die indruk van God se grootheid. Die verbondsliefde van God begin deurskemer van geslag tot geslag. Al beleef ons die werklikheid van die sondige wêreld. Maar in hierdie wêreld begelei sy goedheid en liefde ons dag vir dag. Maar meer nog, die werk van my hande word die werk van sy hande. My kortstondige en nietige bydrae tot die lewe kry ewigheidswaarde en uitsig op die toekoms. En ons kinders en kleinkinders loop op God se pad en sit ons koninkrykswerk voor. Met eens word ons 70 of 80 jaar gevul met besondere inhoud en betekenis. En broer en suster, Psalm 90 lê baie kontras of klem op die kontras tussen God se ewigheid en ons nietigheid. Moses skroom nie om die werklikheid van sonde en swaar kry bloot te lê nie, maar sy psalm gaan ten diepste om God se genade,
wat my nietige hande werk omskep in iets met ewigheidswaarde. So word ons opgeroep om ons lewens tot beskikking van God te stel en in 'n lewende verhouding met hom te leef, en natuurlik maak dit ook my verhouding met my naaste mooi. So lewe ons as God se lig tot sy eer in 'n donker wêreld. So kry die lewe sin en kry die sterwe wins en betekenis. Is dit wat ons tot hiertoe gehoor het genoeg om ons reis na ons ewige bestemming kleur te gee? Dan is ons reis beperk tot blote godsdienstige pligte en handelinge. Dit is veel baie is dit. Hoekom sou kos so lekker gewees het, as God nie wou gehad het? Ons moet dit geniet nie. Hoekom sou God mense op ons pad geplaas het, as hy nie wou gehad het, ons moet hulle teenwoordigheid en geselskap geniet nie? In Prediker 5 vers 17 sien ons duidelik dat God wil hê dat ons die lewe moet geniet. Daar staan, ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God skenk ons ook die vreugde in die huwelik. En hy spel dit duidelik uit in Prediker 9 vers 9. Geniet die lewe met jou vrou, wat jy liefhet. Jare gelede het die motorvervaardiger Nissan hierdie slagspreuk gebruik in 'n reklameveldtog. Life is a journey. Enjoy the ride. Die lewe is 'n reis. Geniet die reis. Ons is reisigers op pad na 'n ewige en 'n sekere bestemming. Kom ons geniet die reis en aanvaar dit as 'n geskenk uit die hand van God. Dit is nie net die bestemming wat saak maak nie, maar ook die reis daarheen. Kom ons bly op koers en gee elke dag positiewe inhoud en ontgin die vreugdes wat daarin opgesluit lê. Wat leer ons onder andere vanmôre uit Psalm 90? Leer die kuns aan om die lewe sinvol te geniet. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het gepraat en ons het geluister. En soos ons vroeër gevra het, help ons om U woord uit te leef. Ons wil deur hierdie wêreld op reis wees met U woord as lig en kompas. Ons wil die vreugdes geniet wat U ons gun. Dankie dat te midde van baie lelike dinge wat om ons gebeur, daar nog soveel mooi is om te geniet. Ons wil U met blydskap dien, met die deugde en gawes wat U ons gegee het. En waar ons struikel en val, dankie vir U geduld met ons en dat U ons weer optel. Ons dra die leraar, kerkraad en al die rolspelers aan U op
om die gemeente waarvoor hulle verantwoordelik is te versorg met die wete dat dit u kudde is. Gee raad, wysheid, geduld en liefde. En ons bid ook vir daardie deel van die gemeente, wat dit daar op die gemeentekamp geniet, maak dit ook vir hulle tot groot seën. Dankie dat u ons versorg en in ons daaglikse behoeftes voorsien. Laat ons ook diegene raak sien wat nie in die voorregte deel wat ons geniet nie. Dankie vir gesondheid en lewenskrag. Dankie vir die wonderlike planeet aarde waarop ons bevoorreg mag wees om te lewe. Help ons om 'n mooi en bewaarde aarde aan ons nageslag na te laat, as ons nie meer hier woon nie. As ouers bid ons vir ons kinders, van wie sommige op ander kontinente woon. As kinders bid ons vir ons ouers, waarvan sommige al baie oud en afgeleef is. Ons bid vir lidmate, vriende en familie wat weens baie redes swaar kry, siekte, hartseer, verlies, finansiële nood, verwerping, depressie, ouderdom en eensaamheid. 'n Nuwe onbekende week lê vir ons voor. Maar ons gaan dit tegemoet aan die hand van u, ons bekende Vader. Help ons om die regte besluite te neem en verantwoordelike keuses te maak. Help ons om in u lig te wandel. Ons wil die reis sinvol maak op pad na ons ewige bestemming. Ons bid al hierdie dinge met dankbare harte in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat ons in die erediens beleef het met die 571, 571, al 4 die verse, want dit sluit so mooi aan by hierdie kwessie van tyd. Nou ja, Moses nog praat van 70 of 80 jaar, en ek sien hier is 'n paar baie sterkes onder u, want u is al daar verby. Maar kom ons beklemtoon eintlik dit wat ons gehoor het met hierdie pragtige
ons op reis kan wees, op weg na ons ewige bestemming. Hy gee vir ons iets waarmee ons hierdie week prakties mee kan saamleef. As ons in nood of moeilikheid verkeer, kom ons dink aan wat ons nou gaan ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.